Maar hoe ga je dus, man? Hoe ga je? Voor die tijd wat zij nou hier is, was het nou al die Saron gegaan nou. We zijn nou 2 weken geleden in Portugal. En is het gezien die toestand van onze mensen aan die kanten. En zoals ik nou net voor ons mensen gezegd, onze viewers en onze supporters en onze voters, dat as much as what we are highlighting the injustices en die onrecht wat gebeurt in onze mensen, is dus ook solution driven because ons span aan die kant in Saron, wat die doen wat hulle doen. Soos oom nog gesê het, hulle bring generators en hulle die pype gespan hier vir die mense. Daar bring hulle nou, wat is hy, 500 liters? Ja, is omtrent 500 liters. 500 liters water vir die mense. Dis moet beskryf vir my in jou opinie. En miskien net 'n boodskap vir ons mense wat nou soos nog altyd in die blikken bly in die Kaapen. Wat die sien wat ons sien hier nie. Grond wat die gewikkel word, grond wat die gewerk word. Ik zal zeggen, ons het nou samen met een inboorling gepraat van Saron. En zij zei, alle plek of die dorpie Saron hier waar hulle bly is, meer dan 50 jaar achter. Daar waar ons bly in die Kaapen. Saron lijkt nog steeds hetzelfde. So Saron gelijk het 50 jaar geleden. Niks ontwikkeling nie. Niks opportunity nie. Al wat Saron het is net warmte. En baie gawe mense. Wat ons moet onthou, as ons mense nie blootgestel word aan beter dinge nie, raak hulle complicit en dan dink hulle dinge soos dit nou is, moet so wees. En dit is reg om so te wees. Maar ons is hier om awareness te bring. En ons is hier om die pleit van die kleerlingkind daar buitekant te sit. Om vir hulle te wys, of om die wêreld ewen te wys, hoe ons mense nou nog getreed word, hoe ons mense nou nog onderlei. Ek meen matriculants wat op plase werk, matriculants wat plaaswerkers word, want daar is die opportunity vir hulle, omdat hulle hier vasgevang is in 'n dorpie so Saron nie, en dit is nie net Saron nie. Ek meen ons het mos al getravel al. Ja. Buite die Kaap gebeur die wonderlikste dinge teenoor ons mense. En wat ek kan sê is dat racism is nog in full swing buite kan die Kaap. Het word nog steeds, daar is nog steeds waar die drywer van die bakkie is 'n wit man, die boer, dan sit almal hier, dan sal daar seed langs aan hom is oop. En sy hondjie sit daar. En sy hondjie sit daar en ons kleerlinge sit agter op die bakkie. Ewe happy van hulle wietie. Dit is nog altyd apartheid. Hulle wietie dinge het verander nie. Verstaan? So ons is hier man. Die National Colored Congress is hier in die pleit vir ons mense. Sodat ons mense ook hulle oë moet oopmaak. Sodat se mense ook moet begin te ry kwaad in hulle moet ontwikkel om change te wil effect vir die generations wat na hulle kom. Want kyk ons alles wat ons doen, gaan oor die wat na ons moet kom. En ons moet verseker maak dat die platform wat ons wil create, 'n betere platform gaan wees vir die wat ons nou tans by is, nie vir ons nie, maar vir hulle wat na ons kom. Van generations upon generations gebeur dieselfde ding, telkens in Saron oor en oor en oor en niemand sê niks nie. Dit lyk almal is tevrede, maar dit kan nie so wees nie. Ons wil vorentoe beweeg. So die vehicle, National Colored Congress, ons is hier om die wil 'n bietjie kreis te gee sodat ons kan beweeg. Dat ons kan beweeg. Okay. Boeta Mansour, ons het nou 'n paar weke gelede gepraat oor hy movie wat Boeta Mansour gekyk het, waar daai meisiekind, ek gebruik sommer nou daai example, because as amper soos daai is basically die reality wat ek nou sien hier buite kan man. Van daai meisiekind wat nog nooit geweet het dat apartheid is klaar nie. Freedom is klaar nie. Alhoewel hulle nou 'n ander land gebruik, maar as amper soos sy het nog nooit geweet apartheid is klaar nie en sy het nog heeltyd net gelewe soos ons nou sien hier agter die berge, sien ons hoe lewe ons mense is amper soos hulle weet ons is vrygelaat, ons is al klaar 30 jaar in democracy nie.
vertel vir my net, want ek het die example nog gebruik en ek dink vir myself, joh, dis amper soos hy movie wat Boeta Mansour geding is het vir my ge-explain het en gesê het, joh, die tyd toe sy uitkom te sien, sy, joh, kyk hier. Soos amper soos wat, as die mense moet uitkom en sien, like, die rest van Suid-Afrika, dan, hoe sal het hulle mindset ignite? Ja, en soos ons in die Kaap, ons voel nog altyd apartheid is in die Western Kaap ook, man. Maar ek dink as ons mense, die moet beleef in die Kaap. Nee, dan het die Kaap al gebrand. Dan het die Kaap al gebrand. En so die is vir ons, wys maar net hoe indoctrinate ons, hulle wys nie vir ons mense, hulle sê nie vir ons mense wat hier gebeur nie, ja. Hulle sê nie vir die mense, apartheid is klaar nie. Die mense dink nog eens apartheid die. En mense is so warm, jy kan nie eens baie praat nie, die hoe dit warm is hier, en jylle los die mense so in die water, so ek gaan my rug draai na weet jylle hoekom. Is so, Koi. Sy move. Ek kan het sal, daar is hierdie hoekom as jy is, oom, sê vir ons, vertel gou 'n bietjie vir ons van, oom het nou al reeds om my nou verduidelik van die pype wat oom al nou gespan het hier, en die generators en hy, hoe deel oom met die omstandighede van wat ons mense hier deurgaan op 'n daaglikse basis? Sê ek nou, kyk die raadslid was hier, nee, en hy het vir hulle beloof. Hy het vir hulle beloof, hy gaan vir hulle 'n waterkarretjie bring en al die klas goed. Maar hy was net hy een keer hier en nooit weer. So ek weet nie of ons nog met 'n dia kan saamlewe nie. En julle het maar nou net gebesluit na hy, ons kan nie meer so aangaan nie. Ja, ons wil expose wat gebeur aan ons mense, maar in dieselfde tyd as julle ook net opgekom met 'n wat sê dit solution in Afrikaans, oplossing. Oplossing gebring vir ons mense en gesê you know, we can expose you, we can do all of these things, but wat is die solution? En daai is wat die NCC advocate voor. En baie van julle sien dit uit op 'n daglikse basis, dieselfde van wat nou gebeur het, soos by ons waar ons kinders nie plek kry in die skole nie, was daar oplossing van 'n skool wat al reeds gestig gewees het deur NCC. Hier kan jy renoveer sien, ewen in die Saron, ontspan in die Saron. As jy water vir ons mense nie, ontspanne bring, generators, pype en water vir die mense, sodat daar at least basic human rights can be restored to these people that live in these communities, you know. And when we look at the rich history of Saron, it is vitally important for us to acknowledge that this community has been a forgotten community. Die is een van die gemeenskappe wat gestig gewees het, and there was prosperity, and as this community was growing and growing and growing, they noticed en toe realize hulle nee, ons moet 'n stop sit aan die growth en die progress van die mense. Want anders as ons nie vir hulle gaan stop nie, dan gaan hulle meer progress het bo ander rasse wat inkom. En ek voel dat systematically was ons mense weer eens agtergelaat. Systematically was ons weer eens gehou en gecontrol en gemanipuleerd heeltyd net om te glo dat white is right. En ons het maar aangegaan net so, soos 'n traditional ding, en kyk waar is ons vandag. Ja. Is hartseer oom, ek weet nie hoe deel julle met die ding op 'n daglikse basis, maar hier, soos ek nou hier regtig Saron gewees het vir die dag, voel ek emotionally drained van wat ek sien in die gemeenskap, hoe ons mense leef, hoe die onreg is, hoe die DA wat in beheer is, wat hier dinge kontrol, wat die munisipaliteit bestuur, hoe hulle die dinge kan doen aan ons mense, man. En hulle doen dit nie net hier nie, hulle doen dit oral aan ons mense, man. Ons moet opstaan. Mense, ons het nie 'n keuse nie, there is no other, we don't have a choice. If we don't stand up now, there's no next solution. There's no next generation. There isn't something else that will come, guys. I'm telling you now. After this, there's literally nothing else that's going to come that's going to be this spiritually driven,
this motivated, this committed to come out to these communities, man. It's the NCC. And it is driven daily on reality, not stats that is being manipulated or any other information that's been. It's a reality because we are here. We are seeing this. We are speaking to people that lives in these communities. It is sad, and it is a disgrace for a colored person, an indigenous person, or a descendant of the indigenous, whichever way you call it, to still be voting for the same people that's continuing to oppress our people, that's continuing to impose generational curses on our people, that continue to keep education away from our people, that continue to walk over our human rights and refuse to give us our dignity, that refuse to treat us like human beings. It's a disgrace for you as a colored person to still be backing these people. You don't change your vote, your situation don't change. That is the reality. You don't change your vote, our people's situation here outside of Cape Town, still in the Western Cape, it doesn't change for us. You don't change your vote, the Northern Cape, our people will still be living the way they're living there. We need to wake up, guys. We need to wake up really, really soon. Let's move over that side.